Nou geliefdes, verandering is oral rondom ons besig om elke dag te gebeur. Inteendeel, die momentum van verandering raak net al vinniger, so dinge verander teen 'n geweldige spoed. Op hierdie stadium is daar party wat van kunsmatige intelligensie hou en daar's party wat met dit sukkel, daar's party wat nog nie daarvan weet nie en daar's 'n klomp wat daarmee eksperimenteer. Ons is in 'n tydperk waar veranderinge vir ons elke dag konfronteer. En tog kry ons dit reg om aan te pas. Tog kry ons reg om wanneer daar verandering plaasvind in die lewe, dit te kompenseer en dit op 'n manier te aanvaar en met dit saam te leef, of ons daarvan hou of nie. Maar veranderinge is elke dag deel van ons lewe. Het jy al ooit gedink dat verandering vir jou as Christen ook so radikaal is? Die verandering wat Jesus vir ons bring is 'n radikale sprong. Jesus se verandering wat hy vir ons bring is nie 'n eenvoudige verandering wat ons net sê ons is nou Christene en ons behoort aan hom en ons lewe so nie. Dit beteken dat ek elke dag verander. Kolossense 3 vers 10 sê Paulus dit baie duidelik: daagliks word jy vernuwe na die beeld van jou Skepper en tot volle kennis van hom. En dit beteken dat jy elke dag verander. Want hoe meer jy die Here leer ken, hoe beter jy die Here leer ken, hoe meer verander jy, hoe meer pas jy aan om gehoorsaam aan die Here te wees. Nou by ons geloof is daar 'n klein tipe van uitdaging vir ons, want ons wil nie altyd saam met die Here beweeg nie. Die Here wil hê ons moet elke dag ontwikkel, die Here wil hê ons moet elke dag groei, maar tog wat ons doen is ons stagneer soms so maklik in ons geloofslewe. Dit is so dat sekere momente in ons geloof baie hoër pieke het as ander, en dit is so dat ons soms 'n geloofsbelewenis het op 'n plek wat aangrypend is, en dit gebeur met ons, dit is so, dis 'n realiteit. Aan die ander kant is daar die realiteit van daaglikse verandering. Nou ons as mens doen nie goed met verandering nie. Verandering, wanneer dit in ons lewe plaasvind, se eerste reaksie wat dit by ons wakker maak, is weerstand. Ons heel eerste reaksie teenoor verandering is weerstand. Ons veg teen dit, ons skop teen dit, ons hou nie daarvan nie. Dis vir ons moeilik. Dink byvoorbeeld wanneer jou lewe radikaal verander, of wanneer jou gesondheid radikaal verander, of finansiëel alles verander, hoe jy gekonfronteer word met 'n klomp nuwe veranderinge. En ons outomatiese respons is om weerstand te bied, is om te veg teen dit, want ons hou van balans, ons hou van dinge soos dit was, waarmee ons gemaklik is. Maar wanneer ons met 'n verandering gekonfronteer word, kom daar ook 'n tweede ding in ons na vore, en dit is innerlike konflik. En innerlike konflik is in elkeen van ons se lewe aanwesig elke keer wanneer daar verandering plaasvind. Sommige veranderinge is lekker, maar ander veranderinge is nie so lekker nie. Soms wanneer veranderinge lekker is, dan beteken dit ook nog steeds ons moet aanpas. So of dit lekker veranderinge is, uitdagende veranderinge, ons moet aanpas elke liewe dag. Die derde ding wat natuurlik ook gebeur met verandering is dat ons karakter getoets word. Want ons karakter kom na vore in moeilike omstandighede. Wie ons regtig is, kom ook na vore wanneer ons deur veranderinge gaan, want dit sal wys wat regtig hier binne-in ons broei. Wanneer ons dan verder met verandering gaan, wanneer daar tyd verloop het en ons nou al gesien het dinge het verander, dinge is moeilik en dinge is nie vir ons soos dit altyd was nie, kom ons op 'n punt tydens verandering wat ons begin ondersoek instel na nuwe moontlikhede. Dan begin ons soek na alternatiewe. Dan begin ons soek na dinge wat vir ons meer sin maak, of dinge waarmee ons meer gemaklik sou wees. Nou vir ons as gelowiges is dit baie belangrik dat ons onsself op hierdie plek moet vind in ons geloofslewe. Ons moet verandering aanvaar as 'n konstante gebeurtenis in ons lewe. Ons moet aanvaar en sê, ek begin gemaklik raak met die feit dat ek elke dag moet verander, meer soos God wil hê ek moet wees, en ek bied nie weerstand teen dit nie. Met ander woorde, as ek iets in God se woord lees, pas ek daarbey aan. Ek bied nie weerstand nie. Ek gaan nie dit net oordink en dit nie in my lewe van toepassing maak nie. Maar ek gaan regtig dat dit my lewe verander. Ek gaan regtig toelaat dat God se Gees in my lewe inwerk, sodat dit wat ek in die Bybel lees, of dit wat ek iewers leer, my lewe kan verander. En dan natuurlik, wanneer ons hierdie besluit neem om te sê, ek wil ondersoek en ek wil deur dit gaan om te kyk, kom ons by 'n belangrike punt wat ons noem
herformulering. En herformulering is wanneer ons op 'n ander manier na dinge kyk. Vat Josef byvoorbeeld. Josef was deur sy broers verkoop gewees en hy kom in Egipte en wanneer hy hulle weer sien in Genesis 45 sê hy vir hulle: "Eers, julle het my verkoop." Dan verander hy sy sin en hy sê vir hulle: "God het my gestuur." Dan herformuleer hy die hele probleem en hy sien dit vanuit 'n perspektief wat aan God gelykvormig is. God het my gestuur. So van verkoop na gestuur is 'n herformulering. En in herformulerings is daar geweldig baie krag vir ons en baie vryheid vir ons as gelowiges. En dit is soms ons uitdaging, ons moeilikste uitdaging is om by die herformulering uit te kom, om 'n ding op 'n manier te sien soos wat die Here wil hê ons dit moet sien. En dan laaste in 'n verandering is natuurlik die hele beginsel van verbintenis, om te sê nou verbind ek my tot hierdie verandering wat plaasgevind het, tot hierdie nuwe lewe verbind ek my. Paulus kom in Romeine 12, dan sê hy: broers en susters, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame as lewende, heilige en aanneemlike offers vir God aan te bied. Dit is sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. Met ander woorde, verandering vind plaas in die barmhartigheid van die Here. Die Here roep ons in barmhartigheid in 'n proses in waar ons gedagtes deur 'n metamorfose moet gaan. Die gebruikelike grondteks praat hier van metamorfose. Dis nie so vertaal nie. Maar 'n metamorfose is wanneer jy van een gedaante verwissel en skuif na 'n ander gedaante toe. Met ander woorde, dit bring ons by die uitdaging in ons geloof om vir onsself te vra: is ek tevrede met my huidige kondisie waarin ek myself bevind, of is dit vir my belangrik om weer deur 'n metamorfose te gaan? Nou geestelik vind hierdie hergeboorte elke dag in ons lewe plaas. Moet ons elke dag van ons lewe die Here toelaat om ons te verander? Dan word hy meer en ek word minder. Paulus in Filippense maak dit baie duidelik. Hy moet meer word en ek moet minder wees. Vir my is die lewe Christus, sê Paulus in Filippense. Hierdie metamorfose sluit in dat ons gedagtes vir God sal gee en dan dat ons God sal toelaat om die gedagtes aan te pas volgens wat sy wil is. Met ander woorde, dit beteken dat ons gedagtes in lyn moet bring met dit wat die Bybel ons leer. Vir ons om geestelik elke dag te verander en te verbeter, is dit belangrik dat ons God moet toelaat om ons gedagtes te vernuwe. Maar Paulus sê in Romeine 12 'n baie belangrike ding voordat hy by die gedagtes kom. Hy sê: gee jouself as 'n lewende, heilige offer wat vir God aanneemlik is. God soek jou in die eerste plek. Hy wil hê jy moet jouself vir hom gee in alles wat jy doen, want jy moet vir hom die offer wees wat vir hom aanneemlik is. En dan sê Paulus: laat God julle gedagtes vernuwe, sodat jy kan onderskei wat die wil van God is. En dan maak hy dit ook baie duidelik: jy moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. So die wêreld sit ons deur negatiewe veranderinge. Die wêreld gee vir ons negatiewe inligting, dan reageer ons op dit en dan pas ons lewe ook volgens dit aan. Paulus sê daar's twee verskillende veranderingsprosesse waarvan jy deel kan wees. Jy kan of deel wees van die proses van die wêreld wat jou deur 'n verandering sit om slegter te word, sondiger te word, jou verhouding met God af te skeep, nie tyd te spandeer met die Here nie gelykvormig te word aan hom nie. Daar is so 'n veranderingsproses, ons noem dit agteruitgang. Ons noem dit dat jy geestelik dood is. Dis wat ons dit noem. So die wêreld sit ons in 'n siklus om geestelik dood te gaan. Maar God sit ons in 'n siklus, in 'n groeikurwe wat al hoe hoër groei, omdat sy gees ons help om te groei. So wanneer ons deur hierdie veranderinge gaan, en wanneer ons weerstand bied, of wanneer 'n innerlike konflik is, of wanneer ons ondersoek instel na God se woord, om te kyk hoe ons alles moet hanteer, bly dit nog steeds belangrik dat ons dit doen wat Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Paulus maak dit baie duidelik. Hy sê die vestings wat
in ons lewe 'n groot invloed het, is ons gedagtes, is redenasies. En dan sê hy in 2 Korintiërs 10 vers 4, ons wapens is nie menslik nie, maar danksy God kragtig sterk, om sterk vestings af te breek en redenasies te vernietig. Met ander woorde, wat ons leer is dat verandering vind plaas wanneer ons reg redeneer. Wanneer ons verkeerd redeneer, groei ons negatief en groei ons agteruit, gaan ons geestelik dood. Maar Paulus meen dat hierdie redenasies waarvan hy praat, te doen het en te maak het met Christus wat opgestaan het uit die dood, te maak het met Christus wat sonde vergewe, te maak het met dat jy 'n nuwe mens in Christus kan wees en te maak het daarmee dat jy die ewige lewe sal hê. En Paulus meen dat daardie redenasies die sterkste redenasies is. En dan sê hy ook elke skans wat opgerig is teen God. So dit gebeur in ons lewe dat ons teen verandering weerstand moet bied. Ons moet weerstand bied wanneer die wêreld van ons vra om saam te beweeg. Daar is weerstand positief. Daar is weerstand positief. Petrus maak dit baie duidelik en hy sê, staan die duiwel teë. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Staan die duiwel teë. So daar is veranderinge wat ons net nie in ons lewe moet toelaat nie. Ons moenie toelaat dat mense 'n gat in ons kop praat, dat ons anders begin dink oor God, anders begin dink oor die Bybel, anders begin dink oor ons lewe nie. En dan sê Paulus verder in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, sê hy in vers 5, ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Ons neem elke gedagte gevange en maak dit gehoorsaam aan Christus. So wanneer ons met verandering gekonfronteer word, kan ons die proses self kies. Ons kan kies hoe ons wil hê die veranderingsproses moet loop. En dit begin by die feit om te sê, ek wil myself aan God gee as 'n lewende offer, en hierdie proses wat voorlê, gaan ek saam met die Here deurstap. En dan gaan ek die verandering wat hy in my lewe bewerk, gaan ek aanvaar. Ek gaan nie weerstand bied teen God nie. Ek gaan ook nie myself in 'n innerlike konflik sit, waar ek met myself roei en stoei in my kop en in my hart nie. Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan die verandering wat God vir my gee met oop arms ontvang, met albei my hande, gaan ek dit aanneem. En dan gaan ek onmiddellik spring na die fase toe waar ek ondersoek instel, na die verandering wat God besig is om in my lewe te bewerk. Want o wee, ons moet nooit op die punt kom waar ons dink ons is nou klaar. God is klaar met ons nie. Ons kan nie op 'n punt kom waar ons dink ons is geestelik nou gesettel nie. Want ons noem dit geestelike hoogmoed. As jy dink dat jy op 'n plek is waar alles reg is, dit is geestelike hoogmoed. En dan wanneer ons alles ondersoek wat die Here in ons lewe bewerk, moet ons op die punt kom om te herformuleer. Soos Josef, moet ons op die punt kom om te herformuleer, om dit vanuit God se perspektief raak te sien. En dan kan ons daaraan verbind. So dis belangrik, bied weerstand teen die verandering wat die wêreld in jou lewe wil bewerk, aanvaar die verandering wat God in jou lewe wil bewerk, en laat die Heilige Gees toe om hierdie proses in jou lewe vir jou te bestuur. Dan sal jy in jou lewe ook deur veranderinge kan gaan. En dan kan jy al hoe meer gelykvormig word aan die beeld van jou Skepper.